Nou, goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom die woord van die Here. Ons dank die Here dat hy vir ons genade gee om dan ook hierdie Bybelboek in ons eie taal te mag hê, daaruit te mag lees, onderrigting te ontvang, om dan ook te groei tot eer van sy wonderlike naam. En die gebed van my hart is dat die Here vir my en vir u ryklik sal seën vanmôre, vir my in die oordra van die woord, vir u in die verstaan van die woord, en dat hierdie wonderlike waarheid sal val op vrugbare grond en dan ook vrug sal oplewer 30, 60, ja 100voudig tot eer van die Here. Nou, ons is tans by die boek Spreuke en ons gaan vanmôre stil staan by Spreuke 10 vers 17. En voor ons daarby kom ons doen net 'n kort gebed saam. Hemelvader, baie dankie dat ons weet al die lof en al die eer kom u toe. U is 'n wonderlike God, u is 'n genadige en barmhartige God. En die woord leer vir ons dat as 'n vader omgee vir die kinders, so gee u om vir die wat u vrees. En gee vir ons, Here, 'n Bybelse vrees vir u. 'n Vrees waar ons u hoog ag as die heilige, alleenwyse God. Die een wat weet wat u doen en wat in beheer is, nie net van my lewe en die volgende eense nie, maar ook van hierdie skepping, die heelal, en dat u ook, Here, nasies, tale en stamme rig volgens dit wat u ewige plan dan ook is. En daarom is die gebed van my hart dat ons met wysheid en met oorleg u woord sal lees, sal verstaan en sal uitlewe, sodat ons u dan ook kan verheerlik in wat ons doen, wat ons sê en hoe ons leef. En Vader, ons bid hierdie dinge in u naam, terwyl ons dit bid met danksegginge. Amen. Nou vriende, kom ek lees vir u wat staan daar in Spreuke 10 vers 17. Daar staan: 'n pad ten lewe is hy wat die tug in ag neem, maar hy wat die teregwysing verontagsaam raak verdwaald. Ek het vanmôre se temaatjie getitel: Is jy verdwaald? Is jy verdwaald? En dis 'n vraag wat ons vir onsself moet afvra vanmôre. Is ons op pad iewers heen, of is ons amper in 'n doolhof, verdwaald, sonder rigting, sonder koers in hierdie lewe? Nou, die Bybel kom leer vir ons daar in Jesaja 53 vers 6, en daar staan: ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here die ongeregtighede van ons almal op hom laat neerkom. Vriende, luister, ons word nie op die pad na die hemel gebore nie. Ons word nie gebore op hierdie pad van geregtigheid, om 'n lewe te leef wat God welbehaaglik is nie. Die Bybel sê ons almal het gedwaal soos skape. Ons almal was sonder koers en sonder rigting. En daarom is dit belangrik om na vanmôre se tema te kyk. Is jy verdwaald, of het jy koers en rigting gekry omdat jy by die Here uitgekom het? Die baie bekende voertuigvervaardiger Land Rover het 'n lese en hulle sê: "One life, live it." En ek het daaraan gedink vanmôre toe ek hierdie boodskap voorberei het. Dit is presies, vriende, wat ons moet doen. Ons het een lewe en ons moet dit voluit lewe. Ons moet dit lewe met oorgawe, ons moet dit leef tot die maksimum. Maar die vraag is, as ons dit leef, hoe gaan ons die lewe voluit kan geniet? En hoe gaan ons maksimum daaruit kan kry? En die antwoord is eenvoudig: as ons dit lewe tot verheerliking van die Here. Want hoor wat sê Prediker 11 vers 9. Daar staan: "Verblye o jongeling in jou jeug, en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid. En wandel in die weë van jou hart en in die aanskouing van jou oë, maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring." U sien, as ons voluit wil lewe, moet ons vir die Here lewe. En om vir die Here te lewe, vriende, is verseker nie 'n droewige, hartseer, te neergedrukte lewe nie, verseker nie. In die 34 jaar dat ek nou die Here ken en sy genade oor my groot was, het ek gesien dat ware lewe word juis gevind wanneer ons by die Here uitkom, wanneer hy ons kom red uit die moddersluik van sonde. Voor my redding was my lewe doelloos, sinneloos. Ek het dit geleef vir die singenot van hierdie wêreld, vir die boosheid. Met baie hartseer en smart het ek my lewe deurboor, tot die Here vir my genadig en barmhartig was. Nou vriende, as ek my lewe voluit wil lewe, dan en dan alleen sal ek koers in die lewe kry. So kom ons verklaar hierdie vers vir u. 'n Pad en lewe is hy wat die tug in ag neem, maar hy wat die teregwysing verontagsaam raak verdwaald. Nou wat hierdie vers eenvoudig vir ons sê, vriende, die pad na die lewe, die pad na 'n vol lewe, die pad na die ewige lewe, om ewig by die Here te wees, begin wanneer ons die tug van die Here aanvaar. En hierdie tug, vriende, word baie duidelik in die woord van die Here vir ons opgeteken. Hierdie tug gaan nie altyd net oor straf nie, maar die tug gaan daaroor dat ons sal sien wat die Here vir ons wil kom leer.
Hierdie tug sluit in teregwysing, dit sluit in vermaaning, dit sluit in waarskuwings, dit sluit in goeie raad, dit sluit in 'n oproep tot verantwoordbaarheid. En dis die hele gedagte wat die Bybel vir ons wil kom leer. As jy werklik voluit wil lewe, moenie dink jy weet alles nie. Luister na die tug van die Here. Lees die woord van die Here. Die woord sê vir ons baie duidelik in Matteus 22 vers 34 tot 40, dat ons die Here ons God moet lief hê met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand. Jy sien, dis waar ware lewe begin, wanneer ons die Here liefhet. Wanneer ons so 'n bietjie ons fokus van onsself skuif na hom wat waardig is om aanbid te word van nou af tot in ewigheid. Die meeste mense is so besig met hulle self, hulle is so besig om hulle lewe te probeer geniet, hulle is so besig om alles om hulle te laat sentreer, dat hulle die doel van die lewe mis en hulle deurboor hulle self met baie smarte. Luister, gaan praat maar met die deursnee mens. Hoe meer hy vir homself wil lewe, hoe minder vreugde beleef hy in die lewe. Hoe meer hartseer is daar, hoe meer teleurstellings is daar, hoe meer gebroke verhoudinge is daar. Daarom sê die Bybel vir ons, 2 Timoteus 3 vers 16, dat die hele skrif is deur God ingegee, is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Hoor nou, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Verstaan u nou beter? One life, live it. Verseker, dis een lewe, lewe ten volle, en jy kan alleen jou lewe ten volle lewe, as jy jou lewe leef in die raamwerk van God se woord, en dat hierdie waarheid van die woord jou begelei in 'n lewe van oorvloed tot eer van die Here. Geestelike groei, 'n liefde vir God, 'n liefde vir jou naaste. Vriende, 'n gee van jouself vir die saak van die Here, wat ook in die ewigheid vir jou sal tel. Dit is belangrik om te sien dat God se woord, vriende, is amper soos hierdie tugmeester. Hy stuur ons in 'n rigting om ons lewe te leef in die koers van die hemel met die oë gefestig op Christus, en dan begin ons eers voluit lewe. Die B-gedeelte sê, maar hy wat die teregwysing verontagsaam raak verdwaald. Die tug en die teregwysing is eintlik een en dieselfde ding. As ons die woord van die Here, die waarheid van God se woord, verontagsaam, ons ore toedruk daarvoor, sê man, ek wil nie luister na die Bybel nie, is 'n antieke boek, is 'n boek wat uitgedateer is 'n boek wat nie meer praat met ons in die 21ste eeu nie, dan wil ek vir jou in die eerste plek sê, sal jy verdwaald raak, sal jy iemand wees wat sonder koers en sonder rigting is, en dan moet ek ook vir jou sê, sal jy bekend staan as 'n dwaase tussen mense, want iemand wat die Bybel nog nie gelees het nie, is iemand wat so sinnelose uitspraak maak. Enige een wat die woord lees sal weet, dat die woord met ons praat, in ons tyd, in ons omstandighede, met dit wat ons alles ervaar, wat die mens in sy wese verander nie. Daarom is God se woord tydloos. En as jy hierdie woord van God verontagsaam, dan raak jy verdwaald. Dis amper of jy in die donker rondtas. Jy loop en jy voel en jy wonder nou, is ek besig om in hierdie rigting te gaan of in daardie rigting? Mense sonder die woord van die Here, vriende, soos in 'n doolhof. Hulle stap hulle self moeg, hulle loop hulle self moeg en hulle dink by hulle self, hier is die uitgang. En as hulle daar kom sien, hulle is maar net weer 'n volgende doodloopstraat en hulle beweeg rond en hulle leef hulle lewe sonder doel en sonder rigting en sonder sin en sonder daardie vreugde wat God vir ons in gedagte het. Jy sien, om verdwaald te wees is om sonder rigting te wees, is om doelloos te lewe, om geen vooruitsig te hê nie. En daarom is hierdie gedagte van vanmôre so belangrik, dat as ons werklik wil lewe, as ons werklik die sin van die lewe wil verstaan, het ons nodig om te sien in die eerste plek, dat ons almal het gedwaal soos skape. Ons almal is rigtingloos, ons almal is op hierdie aarde gebore, waar ons moet ons sondigheid, ek wil amper sê, rondtas in die donker. En nou sê die Bybel vir ons moet onthou, ons kan ons lewe geniet, maar sonder die Here sal ons rekenskap gee van ons lewe, en dit sal 'n ewige verlies vir ons wees. Maar as ons lewe voluit wil lewe, dan is dit nodig om hierdie kosbare, wonderlike waarheid van God se woord te lees, dit ter harte te neem, te gehoorsaam, en dan toe te pas in jou lewe. En dit begin alles, vriende, by die Here Jesus Christus. Hy word beloof in die Ou Testament, as God mens kom word in die Nuwe Testament, hy het 'n sondelose lewe geleef, aan die kruis gesterwe, om die sondedraer te word, sodat ons in en deur hom lewe in oorvloed kan geniet. Hierdie lewe in oorvloed gaan nie oor geld en rykdom en gesondheid en besittings en al hierdie sinnelose dinge wat sal vergaan nie, maar dit gaan oor 'n lewe
wat ek doelgerig lewe, tot eer van God, tot verheerliking van sy naam, tot uitbreiding van sy koninkryk, waar ek my lewe, my gawes, my talente, my inkomstes, alles tot beskikking stel van sy koninkryk en sê, Here, hoe kan ek U verheerlik? Sodat ek skatte bymekaar maak in die hemel, waar geen mot en roes verniel, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Ek vra dat jy 'n bietjie boeke sal vat vanmôre, en seker sal maak, jy's nie verdwaald nie, dat jy nie in die donker rondtas nie, dat jy nie sonder rigting beweeg en leef nie, maar dat jy vanmôre sal seker maak, dat jy die Here ken, dat jy die waarheid van sy woord liefhet, en dat jy wandel volgens hierdie waarheid. Ek weet die uitdagings is groot, vriende. Ek weet die uitdagings in Suid-Afrika is enorm, maar ook so wêreldwyd. Maar dit dien nie as 'n verskoning om regtig te besin, leef ek in hierdie waarheid van God se woord, om hom te verheerlik. Lewe ek doelgerig, lewe ek om die mooi so eendag by die Here te ontvang. Mag die Here vir u genade gee, mag hy vir u wysheid gee, saam met my, dat ons seker sal maak, dat ons lewe leef tot eer van sy naam. Seën vir u, groete, mooi dag verder, tada.